Môre, dis Vrydag die 3de April en dis Goeie Vrydag. En vanoggend wil ek jou wys hoe 'n klein plantakkie die hele Bybel saambid. Ons lees vandag saam met Johannes 19 vanaf vers 28 tot 30. En die titel van ons dagstukkie is: Dit is volbring. Nou die plant waarna ons kyk vandag is die hyssop. Hy kom vir die eerste keer teen in Egipte. Moses sê vir Israel: neem 'n bos hyssop, doop dit in die bloed van die geslagte plaaslam en smeer dit op julle deurposte, sodat die doodsengel verby kan beweeg. Vir 1400 jaar daarna verskyn die hyssop keer op keer in Israel se rituele, altyd in verband met bloed, altyd in verband met reiniging, altyd 'n heenwysing na iets wat nog moes kom. En toe skryf Dawid in Psalm 51: Ontsondig my hyssop, dan sal ek rein wees. Hy roep na 'n reiniging wat geen lam se bloed kon gee nie. En dan kom hierdie Vrydag. 'n Soldaat doop 'n spons in sirasyn en hy sit dit op 'n hyssoptakkie en hy lig dit na die lippe van die ware paaslam wat aan die kruis hang. Johannes is die enigste evangelieskrywer wat die hyssop noem. Die ander 3 sê net riet of stop. Maar Johannes was daar. Hy het dit self gesien en hy wil hê jy moet terugdink aan Egipte. Want in Egipte is die hyssop in die bloed van die lam gedoop en op die deurposte gesmeer, sodat die oordeel verby kan beweeg. En by die kruis word dieselfde hyssop na die lippe van die ware lam gelig. Hy wat ons enige skuilplek teen die oordeel is. Jesus drink die asyn en dan sê hy 3 woorde. Nou in Grieks is dit trouens net 1 woord, tetelestai. Dit is volbring. In die Grieks-Romeinse wêreld het handelaars hierdie woord op skulddokumente geskryf, wanneer 'n rekening ten volle vereffen is. Dit het beteken, hierdie skuld bestaan nie meer nie, en niemand kan jou ooit weer daarvoor aanspreek nie. Jesus skryf hierdie woorde oor jou sondelas, van die kruis af, tetelestai. Dis betaal, klaar, vir ewig. Nou Matteus skryf dat 3 uur lank die son sy lig terughou het en die tempelgordyn skeer van bo na onder, nie van onder af nie, want geen mens het dit geskeer nie. God self skeer dit oop. Die skeiding tussen God en mens is vir altyd verby. Goeie Vrydag was nie net per ongeluk nie. Dit was altyd die plan. Van voor die grondlegging van die wêreld af was die lam reeds bestem. Kom laat ons bid. Here onsse God, U is die God wat beloof het en vervul het, van Egipte tot Golgotha. Dankie dat U die lam voorsien het, toe ons dit die minste verdien het. Dankie vir die bloed wat die doodsengel laat verby beweeg het. Dankie dat die tempelgordyn geskeur het en ons nou vrylik na U toe kan kom. Waar ons nog 'n sondelas dra wat U reeds vereffen het, help ons om dit neer te sit aan die voet van die kruis. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Watter sondelas dra jy vandag nog rond, wat Jesus reeds met die woorde tetelestai vereffen het? Ek hoop jy het 'n geseënde Goeie Vrydag.